Baie welkom by Leef die Woord. Dit is altyd, en ek sê dit elke keer en ek sal dit ook elke keer sê, heerlik om saam met julle rondom die woord van die Here te kuier. Is dit nie verstommend hoe God deur sy woord in ons lewens aan die woord kom nie en te ervaar hoe die woord van God werk in ons wat glo. Dis die woorde van Paulus in 1 Tessalonisense 2 vers 13. Ons begin vandag met 'n reeks gesprekke na aanleiding van Paulus se brief Filippense. En ons wil gesels oor die tema wat deurlopend gevind gaan word. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Voordat ons by vandag se gesprek kom ons bid eers saam. Here, dankie vir u woord. Dankie dat u woord vir ons heilsaam is, vir ons voedsaam is en dat ons rondom u woord kan kuier. Hierdie gemeenskaplikheid tussen ons kan hê, die woord van God in ons midde. Open ons oë en ons open ons harte om die woord te ontvang en om dit ook uit te leef. Ondersteun ons en help ons hiermee. Is ons gebed in Jesus se naam. Amen. Ons lees vandag net een vers en dit is Filippense 1 vers 1. Paulus en Timoteus, diensknegte van Jesus Christus, aan al die heiliges in Christus Jesus wat in Filippi is, saam met die opsieners en die hakens. Net hierdie een vers. En hierdie een vers is alreeds gelaai. Nou ons gaan nie die teksvers woord vir woord nagaan en woord vir woord daarna kyk nie, maar daar's wel 'n bepaalde uitdrukking wat my aandag trek en dit is waarby ons vandag gaan stil staan. Wanneer ons die brief gaan bestudeer en na die brief gaan kyk, is dit ons begeerte, soos ek reeds genoem het, om toepassings vir ons geloof en lewe te vind in hierdie brief van Paulus aan die gelowiges in Filippi. En ons vertrou die Here ook om ons te help om hierdie dinge wat ons ontdek in ons lewens toe te pas, dit deel van ons lewe te maak, sodat ons lewens kan leef, of ons lewe kan leef op 'n manier dat God daardeur verheerlik sal word. En ons besef ook, ons kan dit nie uit onsself uit doen nie. En daarom hierdie tema wat deurlopend gevind gaan word, ek is tot alles in staat deur Christus. Nou, wanneer ons die woord van God bestudeer, dan merk ons op dat daar in die Bybel deur middel van verskeie beskrywings na kinders van God verwys word. So lees ons byvoorbeeld dat ons genoem word kinders van God. Ons word ook genoem vriende van Christus of ambassadeurs en gesante, maar ons word ook na verwys as lede van die liggaam van Christus, erfgename van God en mede-erfgename saam met Jesus Christus. Ons word die heiliges genoem, ons word die bruid van Christus genoem, ons word die burgers van die hemel genoem, alhoewel ons hier op aarde vreemdelinge en bywoners is. Petrus sê ons is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk. Ons lees ook dat ons die uitverkorenes van God genoem word. In 2 Korintiërs 5, daardie bekende woorde in vers 17, dat iemand in Christus 'n nuwe skepsel is en ook 'n tempel van die Heilige Gees is. En dan vind ons hierdie beskrywing in Filippense 1 vers 1, waar Paulus praat van diensknegte van Jesus Christus. En dit is waaroor ons gesprek vandag gaan. En ons vertrou die Here om ons hiermee te help. Ons gesels oor ons identiteit as kinders van God as diensknegte van Christus. Wanneer ons die woord dienskneg lees, moet ons egter oplet dat die woord dienskneg nie 'n properse, nie 'n juiste vertaling van die woord doulos in die Grieks is nie. Want wanneer ons die woord dienskneg lees, soos ons dit byvoorbeeld hier in Filippense 1 vers 1 lees, dat Paulus na homself en Timoteus verwys as diensknegte van Christus, is die woord wat hy gebruik, die woord doulos. En dit beteken slaaf. Dit is die juiste vertaling van daardie woord doulos. Dit beteken a bondman, a man of servile condition, a slave, one who gives himself up to another's will,
who serves the cause of Christ in extending his and advancing his cause amongst men. Dit beteken ook devoted to another to the disregard of one's own interests. Wanneer Paulus sê dat hy 'n diensknegt van Christus is, moet ons hoor dat hy sê dat ek 'n slaaf van Christus is. En in hierdie gesprek verwys hy na hom en Timoteus op so 'n manier. Die woord slaaf dra hierdie klassieke betekenis van om ingeperk en gebonde te wees. En ons merk ook op dat dit nie vreemd was in die Nuwe Testamentiese leer aangaande Christus, dat daar so na kinders van God verwys was nie. Paulus het so na homself verwys, ons lees dit nou hier in Filippense 1 vers 1, maar ons sien dit ook in Romeine 1 vers 1, en Galasiërs 1 vers 10, en Titus 1 vers 1, dat hy na homself verwys as 'n diensknegt, as 'n slaaf van Christus. Jakobus het dit ook gedoen in Jakobus 1 vers 1. Ons sien dat Petrus dit ook gedoen het in 2 Petrus 1 vers 1. En ook in sy algemene brief skryf Judas in Judas 1 vers 1 dat hy 'n diensknegt is, dat hy 'n slaaf van Christus is. Om na jouself te verwys as 'n slaaf van Christus beteken en dra hierdie boodskap oor is hierdie belydenis van absolute toewyding, van absolute loyaliteit, commitment teenoor God. En nee, dit het nie net betrekking gehad op Paulus en Timoteus en die apostels en die skrywers van bepaalde briewe in die Bybel nie. Dit word baie duidelik in die woord van die Here gestel, dat jy en ek, as kinders van God, ook in ons dag en tyd, slawe van Christus is, slawe van God is. En dit is nie 'n vernedering nie, dis nie degraderend om so na onsself te verwys nie. In 1 Petrus 2 vers 16 en ook in Romeine 6 vers 18 en 22 lees ons dat ons slawe of diensknegte van God is, slawe van God is. Vrygemaak van die sonde, het ons diensbaar geword aan God, het ons slawe geword van God. Hoe dikwels hoor ons nog hierdie uitdrukking, of meer nog, hoe dikwels sien ons dit, of hoe gereeld sien ons dit, dat kinders van God na hulle self as slawe van Christus verwys, en dit dan ook demonstreer, deur offervaardige toewyding en offervaardige diensbaarheid in die goeie saak van ons Here Jesus Christus. Julle sien, vriende, indien kinders van God daarmee sukkel of 'n probleem het om hulle na hulle self te verwys as slawe van Christus, beteken dit dat die hele idee van ons identiteit in Christus nie na behore verstaan word nie. Want dit is belangrik om te verstaan dat ons identiteit in Christus ook daarmee te maak het, dat ons slawe van Christus is. Jy sien, as ons sê dat ons die identiteit van Christus opneem en dat ons die identiteit van Christus wil uitleef en dat ons vanuit ons identiteit in Christus funksioneer, dan moet ons in ag neem dat Christus Jesus ook 'n slaaf was. Paulus stel dit so treffend in Filippense 2 vers 6 en 7. Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig, hoor nou, deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem. Die woord van die Here stel dit duidelik. Christus het die gestalte van 'n diensknegt aangeneem en aan mense gelyk te word. En dan word daar nou sonder enige voorbehoud vir jou en my gesê dat ons sy voorbeeld moet navolg. Want Paulus begin hoofstuk 2 met hierdie stelling, of hier vanaf vers 3, moenie iets doen uit selfsug of ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander een hoër ag as homself. Julle moenie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Klink dit nie soos iemand wat 'n slaaf van iemand anders moet wees nie? Weereens, nie op 'n degraderende manier nie, nie op 'n manier van vernedering nie, maar om te verstaan wie ons ook in Christus is. En dan maak Paulus hierdie grootstelling in Filippense 2 vers 5, want hierdie gesindheid moet in julle wees wat in Christus Jesus was.
En dan hoor ons weer 'n keer vers 6 en vers 7. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem, van 'n slaaf aan te neem. Jy en ek moet dieselfde gesindheid, dieselfde lewenshouding as kinders van God opneem en aanneem in ons uitlewing in diensbaarheid, in offervaardige diensbaarheid teenoor God en teenoor sy saak en teenoor mekaar in hierdie wêreld waarin ons leef. Dis vir my opvallend om te sien met hoeveel integriteit Paulus oor hierdie identiteit as slaaf van Christus geskryf het en ook die voorbeeld wat hy gestel het. Want ons lees byvoorbeeld dat Paulus aan Timoteus geskryf het in 2 Timoteus 2 vers 24 tot 26. Hy het vir hom hierdie woorde geskryf, hy sê en 'n diensknegt van die Here, weer eens die woord doulos, weer eens die woord slaaf, so 'n slaaf van die Here moenie twis nie. Hy moet vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om te onderrig en een wat die kwaad kan verdra. En hy moet die weerspanniges in sagmoedigheid teregwys, of God hulle nie miskien bekering sal gee tot kennis van die waarheid nie, en hulle weer nugter kan word, vry van die stryk van die duiwel, nadat hulle deur hom gevang was om sy wil te doen. En lees ons die brief Filippense, dan sien ons duidelik hoe Paulus hierdie voorbeeld van 'n diensknegt van Christus, van 'n slaaf van Christus uitgeleef het. Ons sien werklik hoe die woorde wat hy aan Timoteus geskryf het, wat 'n voorskrif was, hoe dit in sy eie lewe 'n voorbeeld is. Wanneer ons Filippense aandagtig deurlees, dan sien ons hoe Paulus daarin uitmunt om hierdie boodskap en hierdie konstruk, hierdie idee van slaaf van Christus aan die lig bring. Hoe hy dit duidelik kom stel dat ons ter wille van en ten bate van die goeie saak van Christus Jesus slawe van Christus moet wees. Ons vind dit byvoorbeeld wanneer hy sê in hoofstuk 1 dat hy dra die gemeente in sy hart. Dit wil vir ons daardie gevoel oorbring van hy's hier om die gemeente te dien. Hy's hier om die saak van Christus te dien, om 'n slaaf daarvan te wees. Hy sê ook wat hy wedervaar het, die feit dat hy in die gevangenis was, eerder op die bevordering van die evangelie uitgeloop het. Hy probeer nie vir homself as 'n kampvegter optree nie, hy rebelleer nie. Hy besef en hy verstaan wat dit beteken om 'n slaaf te wees. En dan sê hy dat dit wat hy wedervaar het, eerder op die bevordering van die evangelie uitgeloop het en baie mense tot bekering gekom het. En hy verbly omdat die evangelie verkondig word, ten spyte van ander mense se motiewe of wat hulle ook al van hom te sê het. Dan sê hy dat hy bereid is om tot die dood toe getrou te bly. Dis die taal van 'n slaaf, van iemand wat bereid is om te dien, homself of vervaardig oor te gee en getrou te wees in sy diensbaarheid, al sou hy met sy lewe daarvoor betaal. Hy sê ook in Filippense 1, dis vir hom belangriker om te sien dat die saak van Christus bevorder word, as wat dit gaan oor sy eie gerief of ongerief. In hoofstuk 2 begin hy en hierdie hele idee en hierdie hele konstruk van om 'n slaaf te wees kom duidelik na vore wanneer hy sê dat ons ander hoër moet ag as onsself en dat Christus die perfekte voorbeeld is van om 'n slaaf te wees, om diensbaar te word ten opsigte van God die Vader se voorneme. En dan sê in Filippense 2 vers 17 Nee, is vers 14, ekskuus tog, sê dat ons alles moet doen sonder murmurering en teespraak en bereid moet wees om as 'n offer uitgegiet te word. Timoteus dui vir ons aan of hy verwys na Timoteus en hy kom sê dat Timoteus ook 'n diensknegt is, dat Timoteus ook die evangelie gedien het en ook die voorbeeld van Epafroditus word genoem, wat 'n medewerker en 'n medestryder is en wat tot bykans by die dood omgedraai het in sy diensbetoning, is so siek geword en dit was terwyl hy besig was om die evangelie te dien. Paulus, wanneer ons hierdie hoofstuk lees, dan sien ons dat hy hom geensins beroep op vorige status nie in hoofstuk 3. Dat hy alles as drek beskou. Hy skryf alles af, al sy credentials. Dit pla hom nie, hy maak nie aanspraak daarop nie. Want hy dien Christus met alles wat in hom is. Hy het al sy bevoegdhede, maak nie saak wat hy al bereik het nie en wie hy is nie, en hy het dit alles prysgegee
om Christus en sy saak te dien. In hoofstuk 4 sien ons dat hy sê dat gelowiges mekaar behulpsaam moet wees, dat almal wat saamwerk mede-arbeiders is, en dat ons moet doen wat ons gesien het, gehoor het en geleer het en wat ons ontvang het. En net soos 'n getroue slaaf sê, hy's vergenoeg met die omstandighede waarin hy is, en dat hy ander se vooruitgang koester. Vriende, ons kan in die hele brief aan die Filippense, kan ons duidelik sien hoe Paulus 'n slaaf van Christus is, 'n slaaf van die evangelie is, 'n slaaf van die gemeente is, deur middel van sy diensbetoning of vervaardige dienswilligheid, en om die saak van Christus hoër te stel as sy maak en sy gerief. Hierdie voorskrif en hierdie voorbeeld om 'n slaaf van Christus te wees en om totaal tot diens van die saak en die voorneme van God te wees, ten spyte van ongemak en ongerief, uitdagings of vyhandigheid, dit spruit nie uit onsself uit nie. En daarom is Filippense 4 vers 13 vir ons so kosbaar en betekenisvol, terwyl ons ook in gedagte hou dat Paulus in die gevangenis was toe hy dit gesê het. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Dit is Christus wat ons in staat stel om sy diensknegte, om sy slawe te wees. Hy gee ons die krag om dit te kan doen. Nou vra ons die vraag, hoe leef ons hierdie identiteit as slawe van Christus uit? Hoe doen ons dit? Wat beteken dit vir ons in ons dag? Wel, kortom kan ons vir mekaar vra, is ons bereid om offervaardig te dien? Is ons bereid om alles in die stryd te werp, sodat die evangelie bevorder kan word? Is ons bereid om teenoor mekaar op so 'n manier en in so 'n verhouding en in so gesindheid te kom staan, dat ek nie net my eie belang soek nie, maar ook andersin, en dat hierdie gesindheid in my sal wees, wat ook in Christus was? Is ek bereid om op so 'n manier te leef en op te tree? Jy sien, om 'n slaaf van Christus te wees, dui duidelik aan dat ek gewillig is om absoluut aan Christus Jesus onderdanig te wees. En dit moet nie vir ons vreemd wees om so te dink nie, of so te redeneer nie. Want Christus Jesus het ons met sy eie bloed vir homself verkry. Ons het sy eiendom geword. Wanneer jy en ek bely dat ons slawe van Christus is, erken ons dat ons aan hom behoort, en dat ons dus aan hom onderdanig sal wees, dat ons onsself aan hom onderwerp. Ek behoort nie aan myself of aan ander nie, ek behoort aan hom om sy wil te doen, nie my eie nie, en dan doen ek ook die wil van God van harte. En ek herinner my aan Paulus se woorde in Galasiërs 1 vers 10, soek ek dan nou die guns van God of van mense, of probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, is ek nie 'n dienskneg, nie 'n slaaf van Christus nie. Want dis juis waaroor dit gaan, om diensbaar te wees ten opsigte van hom en sy voorneme. Al sou dit beteken dat ek nie gewild is nie. Om 'n slaaf van Christus te wees het met baie meer te make as daardie af en toe gewilligheid om te doen wat die Here van ons vra. Hierdie beeld van om 'n slaaf van Christus te wees, hierdie beskrywing, kan duidelik gesien en verstaan word daarin, dat daar aan die een kant hierdie totale aanspraak van die Here op my lewe is, en dat dit ooreenstem met die totale oorgawe van myself aan hom om sy wil te doen. So aan die een kant het ek die Here se aanspraak, en aan die ander kant het ek my totale gehoorsaamheid aan hom, en hierdie twee is in ooreenstemming, hierdie twee sake is in ooreenstemming met mekaar. Dit is waarskynlik een van die grootste paradokse in die Nuwe Testament, daardie oënskynlike teenstrydighede wat tog 'n groot waarheid wil oordra. En dit is om 'n slaaf van Christus te wees, is die enigste ware vryheid. Kan ek dit weer sê? Om 'n slaaf van Christus te wees, is die enigste ware vryheid. Want om aan Christus te behoort, maak my vry, maak my waarlik vry. En omdat Christus Jesus die gestalte van 'n dienskneg aangeneem het, is dit vir jou en my nie een of ander vorm van selfvernedering
om na onsself as slawe van Christus te verwys nie. Wanneer ons sê dat ons slawe van Christus is, dan dra dit die boodskap en betekenis dat ons onsself vereenselwig met Christus, want hierdie gesindheid moet ook in ons wees. Dit dui op ons navolging van Christus om te doen wat hy van ons vra. En dit dui ook ons identiteit in Christus aan, want ons is in hom om sy voorneme uit te voer en uit te leef, sodat ons ook bekend kan wees as kinders van God in hierdie krom en gedraaide geslag, sodat wanneer mense ons getrouheid en offervaardige diensbaarheid teenoor die saak van Christus sien, dat hulle waarlik kan sien dat ons met Christus identifiseer. Ek skaam my nie om myself 'n slaaf van Christus te noem nie, en om aan Christus te behoort nie, en om sy wil te doen nie. Ek is syne en hy is myne. Ek is 'n slaaf van Christus. Vriende, mag ons daarna strewe om slawe van Christus te wees. En dit is moontlik omdat ons tot alles in staat is deur Christus wat ons die krag gee. Dis nie vir my 'n skande of 'n verleentheid nie. Dit is 'n eer. Mag die Here ons help om so te leef, om hom te dien in alles wat ons sê, in alles wat ons doen, om altyd deur behaaglik te wees. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die woord. Ja, ons besef dat daar soveel heerlike dinge gesê word, om 'n kind van God te wees, om 'n burger van die hemel te wees, om 'n tempel van die Heilige Gees te wees, om deel van die liggaam van Christus te wees, 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk. Maar dit is nie vir ons minder betekenisvol, minder waardevol, om ook te sê dat ons slawe van Christus is. Dat ons diensbaar is teenoor U en teenoor die saak in hierdie wêreld. En soms is dit vir ons moeilik, maar ons dank U, dat U ons te hulp snel, want ons is tot alles in staat deur Christus, wat ons die krag gee. Amen.